So, ek sit hier nog steeds op die rots en ek wil graag vir julle die tweede deel vertel van die storie van Santia wat as jong man besluit het hy wil opskop. Sy ouers wou gehad het hy moet vir 'n predikant of 'n priester gaan leer en hy het die kans gesien, hy wou die wêreld sien en sy pa toe vir hom gehelp om 'n paar skape te koop en so het hy begin rondtrek met die skaap van plek tot plek en so die wêreld gesien. Maar een aand toe slaap hy by so 'n ou vervalle kerkgebou wat eintlik baie simbolies is van sy agtergrond en daar het 'n boom opgekom en daar's 'n klip voor die boom en hy het nou daar agter in die muur met die skape gaan wegkruip en hy slaap toe nou onder daai boom. En hy het mos nou hierdie twee drome gehad. Julle sal onthou hy het gedroom van 'n skat. So hy besluit toe hy gaan ek hoor van hierdie vrou wat drome kan uitlê en hy wil gaan hierdie droom pla hom, gaan raad vra. Hy moet raad kry. So hy gaan toe. Toe nou by die vrou kom toe sit nou skielik hy is toe nou 'n bietjie ongemaklik. Dit lyk toe meer na 'n fortuinverteller en dis nou nie sy idee gewees nie. Maar hy is toe nou daar en hy kan toe nie uit nie en die vrou, hy sê toe nou net hy het 'n droom gehad en sy sê toe antwoord hom en sê jy het gedroom van 'n skat en jou skat is by die piramides. Wat sy nou nie eers vir haar gesê het nie. So hy is toe nou heel uit die veld geslaan oor die storie. En jy met jou skat gaan soek, sê sy. So en as jy jou skat kry, dan gee jy hoef my nie nou te betaal nie, jy gee my 10%. Hy sê, okay, dit gaan met ons dat ek kos hierdie storie, nee, hy is daar weg. So toe gaan hy na die dorp toe, waar hy nou, miskien kan, as hy sou wou, kan hy die boot vat oor na Egipte toe, waar die piramides is. Maar hy twyfel vreeslik, en hy sit daar by die kraal, en daar kom sit 'n man langs hom. En die man begin sommer met hom gesels. So, ek het nou vir julle gesê, laas keer, een van die goed wat Santia regtig moes leer, om met die skaap te werk, was die taal van die natuur, en die siel van die natuur. Dit moes met hom praat, jy moes een word daarmee, jy moes hy skape verstaan, en hulle het gekommunikeer. Maar as jy nie hulle taal verstaan, gaan jy nie weet wat hulle sê, en wat hulle wil hê, en hoekom hulle bang is, en wat hulle soek, en wanneer hulle honger is, en wanneer daar fout is, en al daai goed kommunikeer hulle. Hulle sê dit, sonder woorde, dis die taal sonder woorde, en nie almal van ons is so goed met daai taal nie. En so, baie keer is deel van daai taal ook hierdie mense wat oor ons pad kom. Soos die man nou by Santia wat langs hom kom sit en met hom gesels en 'n bietjie uitvra en hy is toe nou eers skepties, wil nie met die man praat nie, maar die man nou toe nou aan. En op die ou end vertel hy nou vir hom van hierdie besluit wat hy moet maak. Of hy moet gaan en of hy nie moet gaan nie en dat hy nie weet wat om te doen nie. En die man sê toe vir hom, hy gee vir hom 2 klippe. En die klippe is die Urim en Thummim. Dit is blykbaar iets wat die priesters gebruik het om die wil van die Here, is soos 'n ja en nee antwoord tipe ding te kry. Tussen die 2 klippe, een is ja en een is nee. En hy sê, luister vir hierdie klippe, hulle gaan met jou praat, wanneer jy in 'n situasie kom, en nie weet wat om te doen nie. En baie keer is die lewe nie net ja, nee antwoord, en gaan of bly nie. Dit is baie keer 'n bietjie meer kompleks as dit. Maar dit het hom net weer daai nudge gegee, en daai, om te sê, maar dis wat ek wil doen, ek wil my droom navolg, ek wil my droom lewe. En hy luister toe na hierdie omen of nudge of sagte boodskap wat deur 'n mens kom. En hy verkoop sy skaap. Kan jy dit glo? Hy verkoop al sy skaap. Sy sak is vol geld en hy koop sy kaartjie vir die boot. So, dis die tweede gedeelte van 'n brawe jong man. En weet jy, een van die belangrikste goed wat jy nodig het om jou droom te volg is courage. En courage gaan saam met hoop. En as jy nie daai
courage het nie, dan is 'n mens heeltyd, jy gaan nie daai tree kan neem om die calculated risk, om daai risiko te neem van hier gaan ek nou, ek verloor my inkomste en hier gaan ek op 'n reis, ek weet nie waarna toe nie, dis als onseker, ek weet nie of ek gaan reg, ek weet die regte ding is nie, maar hier gaan ek en die gevolge gaan jy moet dra, goed en sleg. En dis nie so maklik en eenvoudig baie keer nie. Maar sonder courage gaan ons nooit na aksie toe kan oorgaan nie. En sonder hoop dat dit vir ons goed gaan uitwerk. En dat dit gaan ons nooit daai tree kan neem wat ons baie keer moet neem om ons droom te volg nie. Die storie vervolg.